Hartlike goeiemôre ook en elkeen wat nou elektronies by ons erediens aansluit. Kom ons word nou stil voor die Here, dan bid ons saam. Almagtige God en Hemelse Vader, met dankbare harte kom ons vanoggend om voor U genadetroon te kniel en om U te loof en te prys en te aanbid vir die liefdevolle versorging wat ons elke dag ontvang. Ons dank U vir elke asemteug waarmee ons kan asemhaal. Ons dank U vir elke tree wat ons kan loop. Vir elke dingetjie wat ons kan sien. Vir geluide wat ons kan hoor. Ja, Here, vir alles wat ons met ons sintuie kan waarneem. Ons loof U omdat U ons so wonderbaarlik gemaak het. Dat daar 'n senuweestelsel reg deur ons liggaam beweeg, wat elektroniese boodskappe en impulse stuur van ons brein na ons liggaamsdele en ook weer terug. Wat ons in staat stel om te kan beweeg en te kan funksioneer, om te kan dink en te kan praat, om te kan onthou, om te kan leer, om te kan speel en te kan lag. Here, dit gaan ons verstand te bowe hoe wonderbaarlik U ons gemaak het. En hoe U ons kunstig aan mekaar gewewe het in ons moederskoot. Daarom loof en prys ons U. Ons dank U, Here, omdat U ook alles weet en alles sien. En omdat U daarom ook weet wat elkeen van ons nodig het. En daarom bid ons dat U vandag ook deur die woord en gees vir ons opnuut sal motiveer om U met opregtheid, met volle oorgawe, met eerbied en ontzag te dien en gehoorsaam. Ons bid dit in Jesus se wonderlike naam. Amen. Liefdes, ons gesels oor eerbied hierdie jaar. Verlede Sondag het ons gehoor hoe dat selfs ook die koning regverdig moet regeer en dat hy ook eerbied moet hê vir die Here. Vandag gaan ons dan nou lees van koning Josafat en wat hy gedoen het in 2 Kronieke 19 vers 4 tot 11. Josafat reël die regspraak. Is die opskrif van die gedeelte. Nadat Josafat 'n tyd in Jerusalem gebly het, het hy weer 'n keer sy mense besoek, van Berseba af tot in die Efraimsberge, en die volk laat terugkom na die Here, die God van hulle voorvaders. Van stad tot stad in al die vestingstede van Juda, het hy regters in die land aangestel, en hulle opdrag gegee. Let goed op wat julle doen, want julle oefen die regspraak uit, nie vir mense nie, maar vir die Here. Die verantwoordelikheid vir die reg rus op julle. Mag die vrees vir die Here julle bybly. Wees versigtig en doen julle plig. By die Here ons God is daar nie onreg en bevoordeling en korrupsie nie. Ook in Jerusalem het Josafat persone aangestel vir die regspraak van die Here en vir die beslegting van gedinge tussen inwoners van die stad. Die regters is aangestel uit die Lewiete en die priesters en die familiehoofde van Israel. Hy het hulle beveel, julle moet julle opdrag uitvoer in eerbied vir die Here, in trou en in volkome onpartydigheid
In elke saak wat in julle voorgelê word, deur julle volksgenote wat oral in julle stede woon, of dit nou gaan om doodslag, of om 'n oortreding van die wet, die gebod, die voorskrifte en die bepalings, moet julle volksgenote behoorlik waarsku, dat hulle nie skuldig maak aan 'n misdaad teen die Here, en daardeur die toorn van die Here oor julle en oor hulle laat kom. As julle dit so doen, sal julle nie skuldig maak aan 'n misdaad teen die Here nie. Die hoofpriester Amaria is die hoogste gesag oor julle vir alle sake van die Here. En Sebadja, seun van Ismael en hoof van die stam Juda, vir alle sake van die koning. Die Levitiese regsbeamptes is tot julle beskikking. Staan sterk en doen julle plig. Die Here is aan die kant van die goeie. Tot sover dan ons skriflesing vir vanoggend. Koning Josafat regeer dan inderdaad, soos dit ons gehoor het, 'n koning moet regeer, regverdig en met eerbied vir die Here. Ons lees hoe dit hy die volk besoek het. Iets wat eintlik 'n vreemde ding is vir 'n koning om te doen. Konings bly mos daar in hulle kastele en hulle paleise. En hulle het allerhande diensknegte wat net gereed staan om hulle te bedien met alles wat hulle nodig het. Self doen hulle eintlik bitter min. Partykeer verroer hulle nie eers 'n vinger. Want hulle is die konings. Hulle werk is om te regeer. Maar Josafat besef dat hy 'n goeie verhouding met sy volk moet hê, as hy 'n regverdige koning wil wees, wat met eerbied regeer. En daarom het hy in die strate gaan rondloop, van dorp tot dorp, en stad tot stad, en van huis tot huis gegaan, met die mense gaan gesels, met hulle gaan praat. En die doel van al hierdie besoeke van hom was, om die volk te motiveer om terug te draai na die Here toe, om die ware God te dien. Die God van Abraham, Isak en Jakob, die God van hulle voorvaders, en om afstand te doen van hulle afgode. Kyk ons na van die ander konings voor hom, dan sien ons hoe dat hulle juist die teenoorgestelde gedoen het. Hulle het met heidense vrouens getrou. En saam met die heidense vrouens het die heidense afgode gekom. Die woord heiden in die Bybel beteken dis iemand wat nie 'n Jood is nie, of wat nie die Joodse geloof aangeneem het. Dis iemand wat afgode dien. En so het hulle dan die afgode gedien. Josafat kom en hy probeer 'n einde daaraan maak. Hy wil hê die mense moet weer na die Here toe kom. Moet eerbied hê vir God, en hulle moet die ware God dien. En daarom gaan praat hy persoonlik met hulle. Dit was merkwaardig. En dan het hy nog 'n stapie verder gegaan, behalwe dat hy so met almal gaan praat het en elkeen persoonlik gaan besoek het en hulle gaan motiveer, het hy ook in elke vestingstad in Juda, insluit in die hoofstad Jerusalem, uit die stam van Levi, van die priesters en Levite as ook familiehoofde aangestel as regters. Josafat het besef, vir reg en geregtigheid om in die samelewing te geskied en om goeie orde in die samelewing te handhaaf, het 'n mens 'n deeglike en 'n goeie regstelsel nodig. Met regters wat op die regterstoele sit en hulle werk behoorlik doen. Want ons almal weet hoe is dit as gevolg van ons sondige natuur, as mense nou maar net vrye teels gegee word en hulle kan maak net soos hulle wil, waar hulle wil, wanneer hulle wil en hoe hulle wil. Dit veroorsaak absolute chaos. Kyk maar hoe word daar geplunder en geroof wanneer daar so 'n chaos is. Kyk maar hoe word verkeerswette gehoorsaam as daar so 'n chaos is. Elkeen doen net wat hy wil. En dit veroorsaak wanorde.
As Josafat regters soek om aan te stel, dan begin hy by die stam van Levi. Nou uit die stam van Levi het die priesters en die leviete gekom. Dis die mense wat in die tempel moes diens doen. So hy het as het ware by die kerk en by die kerkleiers gaan soek vir regters en hulle aangestel in elke stad, in elke dorp en ook in die hoofstad Jerusalem. Hulle was verantwoordelik vir al die regsgedinge. Of iemand nou aangekla word vir moord of oortreding van die wet of 'n gebod, een van die bepalings, of wanneer daar net 'n geskil tussen twee partye is, twee mense, dan moes die regter optree en dan moes hy regspraak lewer. En oordelers of oortreders eerder veroordeel en straf. So het hy dan vir hoofpriester Amaria aangestel as die hoofregter oor sake van die Here. So dis wanneer God se gebod en die eer van die Here op die spel is. Dan was hy die hoofregter wat moes toesien dat die ander regters hulle werk doen. En dan het hy vir Sebatja, die stamhoof van Juda, die seun van Ismael, het hy aangestel oor sake van die koning. So enigiets wat die koning en die koninkryk raak, en algemene regsbeginsels en goeie orde in die koninkryk, daarvoor was hy die hoofregter. So hy het ook besef dat hierdie regters iemand weer bo hulle nodig het, wat ook weer moet toesig hou en seker maak dat hulle werk behoorlik doen. En dan het hy ook duidelike riglyne vir hulle gegee. Hy het vir hulle gesê, let goed op wat julle doen. Met ander woorde, dink baie mooi oor elke saak. Wees noukeurig. Probeer om nie foute te maak nie. Onthou, en dis die belangrike wat ons moet raak sien. Julle doen dit vir die Here, nie vir mense. So hierdie werk wat julle besig is om te doen as regters wat met goeie orde in die samelewing handhaaf, eintlik doen julle dit vir die Here. Julle werk nie eintlik vir mense nie. En dan sê hy, die vrees vir die Here moet julle bybly. Die Hebreëse woord wat gebruik word vir vrees vir die Here, beteken dieselfde as die woord wat gebruik word vir eerbied of ontzag of respek vir die Here. So hulle moet in hulle optrede, dit wat hulle doen en die werk wat hulle doen, moet hulle doen tot eer van die Here. Asof hulle dit vir die Here doen, nie vir mense. Baie versigtig moet hulle wees en pligsgetrou moet hulle wees. Op hulle pos doen wat hulle moet doen. En hulle moet onthou die Here is aan die kant van die goeie. So 'n mens moet die goeie laat seëvier om die goeie orde in die samelewing te kan handhaaf. En hy sê ook, ons moet God se voorbeeld volg en besef, by God is daar nie onreg. Daar is nie by hom bevoordeling. Daar is ook nie by hom korrupsie. Wanneer God as regter optree, dan vat hy nie iemand se kant onregmatig. Hy probeer nie iemand bevoordeel en iemand anders benadeel. En hy sal nooit omkoopgeld aanvaar. Of allerhande blackmail en dreigemente. En so moet hulle as regters ook optree en hulle werk doen, sonder korrupsie, onreg en bevoordeling. Hulle moet hulle opdragte uitvoer in eerbied vir die Here. Dit word weer 'n keer herhaal, omdat dit so belangrik is. Hulle moet dit in trou doen, so pligsgetrou en getrou en in volkome onpartydigheid. So wanneer twee mense met 'n geskil voor hulle kom staan, moet hulle nou nie hierdie ou, omdat hy die ryk ou is, se kant vat, en hierdie arme ou, omdat hy arm is, benadeel. Hulle moet probeer neutraal wees en objektief wees in die opweeg van hierdie twee partye se sake. Self mag hulle ook nie hulle self skuldig maak aan 'n misdaad teen die Here nie.
En hulle moet die volk ook daarteen waarsku, sodat hulle nie die toorn van die Here oor hulle bring. So die regters moet self ook God se gebooie gehoorsaam. Hulle moet ook God se wette en sy bepalings getrou nakom. So wat is die boodskap vir ons, wat ons uit hierdie gedeelte kan aflei? Ek dink dit is belangrik om te besef dat geregtigheid in die samelewing gebaseer is op 'n regstelsel wat goed en regverdig funksioneer. Die oomblik is daar iets fout gaan in 'n land se regstelsel, dan is die gevolg daarvan chaos en wanorde. En ek is seker ons kan uit ondervinding uit, kan ons voorbeelde noem van gevalle waar dit wel so gaan en so gebeur. Daar is plekke in die wêreld waarin maffia, kartelle, bendes en allerhande sulke mense die regstelsel ondermyn en die regters ondermyn. En in daardie lande is dit net chaos en wanorde. Koning Josafat het homself nie bo die reg verheer nie. Hy het nooit vir die regters gesê, en onthou net, ek is julle baas. En julle mag nie oor my 'n oordeel vel wanneer ek verkeerd opgetree het. Ek mag ook nie aangekla word wanneer ek een of ander korrupsie of bedrog of wat ook al gedoen of gepleeg het. Josafat sou homself ook aan die regters onderwerp het. Hy het alles en almal in plek gestel en uitstekende riglyne duidelik neergelê, sodat daar goeie orde in die samelewing kan wees. En om daardie rede sou ons in die lig van wat ons verlede jaar gedoen het, kan sê dat Josafat ook 'n geloofsheld was. Hy het soos 'n geloofsheld opgetree, terwille van die volk, reg en geregtigheid, maar veral terwille van die eer van die Here, wat vir hom voorop gestaan het. Net soos regerders kan regters ook maklik hulle mag misbruik en 'n godkompleks ontwikkel. Ons sien dit so maklik in die samelewings reg oor die wêreld, hoe dat sekere regerders begin dink hulle is God self, en hulle is onaantastbaar, en hulle kan maak net wat hulle wil. En daar sekere regters wat ook dink dat hulle uitsprake so belangrik is, en dat hulle eintlik as dit ware die regeermag in hulle hande het, en dat hulle kan God speel in dit wat hulle doen. En by nie een van hierdie twee groepe, wanneer dit gebeur, is daar eerbied vir die Here. En daarom word dit juist voorkom wanneer mense eerbied vir die Here het. Wanneer mense besef dat partydigheid en korrupsie, onreg, dat dit 'n misdaad teen die Here is, en dat dit met alle mag en krag bestry moet word op alle lewensterreine. Kan jy jouself voorstel hoe wonderlik dit in 'n land sal werk wanneer almal in die land besef hoe belangrik dit is om eerbied vir die Here te hê. En uit eerbied vir die Here gesag te aanvaar en wette en reëls te gehoorsaam. Korrupsie en bedrog uit te werk op elke moontlike terrein. 'n Land wat dit doen is 'n land wat floreer. Maar wanneer daar chaos en wanorde is, dan gaan so 'n land ten gronde. Net soos wat ons vir die regering moet bid, moet ons ook vir die regstelsel bid. Ons is geneig om dikwels vir die regering te bid, dat hulle moet met wysheid regeer. Ons bid vir die siekes, vir die armes, vir almal wat dit nodig het, maar ons laat partykeer na om ook te bid vir die regstelsel, vir prokureurs en advokate, vir regters, vir landdroste, vir staatsaanklaers, mense wat 'n geweldige belangrike rol in ons samelewing speel. Ook hulle het ons gebeure nodig. Ook vir hulle moet ons bid vir wysheid en vir insig,
sodat hulle werk reg kan doen, uit eerbied vir die Here. Maar wat van ons ander? Ons ander wat nou nie in die regstelsel is, wat nie prokureurs of advokate of landdroste of regters is nie, wat van ons? Die beginsels wat hier gegee word vir adelarbeid, vir goeie werksverrigting en vir pligsgetrouheid, is tog ook op ons van toepassing in die werke wat ons doen, maak nie saak wat se werk dit is. Ons moet ook pligsgetrou ons werk doen, in eerbied vir die Here. Ons kan dit nie genoeg beklemtoon en onderstreep nie. En baie mense kan nou dink, ja, maar dis nou in Kronieke, dis in die Ou Testament, dis baie lank terug, en dis in koning Josafat se tyd. Wat nou van die Nuwe Testament, en wat van ons tyd? Paulus kom en hy herhaal hier dieselfde riglyne wat Josafat neergelê het. Herhaal hy weer in die Nuwe Testament, in Efesiërs 6, vers 5 tot 9, wanneer hy praat met eienaars en slawe, of in ons terme werkgewers en werknemers. Hy sê ons moet werk met eerbied en ontzag, en met 'n opregte hart, asof dit vir Christus is. So maak nou nie saak wat se werk jy doen, jy moet dit doen vir Christus. Nou kan daar van die kinders en jong mense wees wat sê, maar ek werk nie. Ek het nou net huiswerk en leerwerk, miskien. Ek het nou nog nie werk. Maar dis juist daar waar jy jou huiswerk en jou leerwerk doen, waar jy dit ook moet doen met 'n opregte hart, asof jy dit vir Christus doen. En ons is geneig as daar 'n taak vir ons gegee word wat minder lekker is, soos om skorrelgoed te was, of om die werf skoon te maak agter die honde aan, of om asblikke uit te gooi. Ons as mense is dan maar geneig en val die kinders en jong mense om hulle lippe so 'n bietjie op te pomp, dik lang gesig te raak, en om opstandig te raak. Maar selfs daardie minder lekker werk kan ook vir ons meer aanvaarbaar en hanteerbaar en selfs lekker word, wanneer ons besef, maar ons doen dit nie vir mense nie. Ons doen dit nie omdat mamma of pappa my gevra het om dit te doen. Ons doen dit eintlik vir die Here. En dis omdat ons eerbied vir hom het, dat ons die werk wat ons doen so goed doen as wat ons dit kan doen, na die beste van ons vermoë. Ons doen dit vir die Here, want ons sê eintlik ook vir hom dankie in die proses. Dankie dat ons hande en voete gekry het, waarmee ons kan loop en kan vat en kan werk, oor kan sien, ore kan hoor, die vermoë om te kan werk. Ek eer die Here daardeur en ek sê vir hom dankie, omdat hy my daartoe in staat stel. Want geliefdes, dis 'n genadegawe om te kan werk. Dit kan 'n oogwink van jou weggeneem word. Dis nie 'n vermoë wat 'n mens sommer maar net as vanselfsprekend moet aanvaar. Dis 'n genadegeskenk van bo. En daarom moet ons dit tot sy eer doen. Ons moet ook nie net werk om deur mense raak gesien te word nie. En so in mense se gunste probeer kom nie, skryf Paulus. Ons moet van harte die wil van die Here doen en dit gehoorsaam, met ons hele hart. Ons hart moet in ons werk wees. En dit is so belangrik. Ek kan nie halwe werk heelhartig doen nie. Dis onmoontlik. As ek heelhartig werk met my hele hart, en as ek dit passievol doen en dit van harte doen, dan doen ek my werk behoorlik, maar die beste van my vermoë. En ek maak dit klaar. Ek doen dit nie half en halfhartig. Ons moet werk met lus, soos vir die Here en nie vir mense nie, skryf Paulus. Presies dieselfde wat Josafat ook gesê. Josafat, of sal ek sê, Paulus het dalk Josafat se
riglyne in gedagte gehad, hy het dalk op 'n stadium gelees en bestudeer. Onthou, Paulus was self 'n skrifgeleerde, hy het by die voete van Gamaliel, een van die belangrike rabbies in daardie tyd, het hy geleer. En daarom sê hy, ons moet werk met lus, met entoesiasme, met ywer, soos vir die Here en nie vir mense. Kyk maar wat sê die boek Spreuke alles oor luiheid. Hy sê, soos rook in die oë en asyn teen die tande, so is dit om vir 'n lui mense opdrag te gee. Hy sê die luiaard sê, daar's 'n leeu daar buite, daar's 'n leeu in die pad, ek sal doodgemaak word as ek dit buite wag. So die luiaard het altyd te verskoon. Hy sê die luiaard lê op 'n bed en hy rol heen en weer soos 'n deur heen en weer draai op sy skenier. As 'n paar sulke oulike spreuke. Hy sê ook vir die luiaard, gaan kyk 'n bietjie wat doen mure. Daai klein goedjies, mure. Hulle werk hard en hulle maak bymekaar wanneer daar is, volop is, sodat hulle in die winter en die swaar tye wanneer daar nie kos is nie, iets kan hê om te eet. Kyk maar wat is die verskil tussen 'n mier en 'n sprinkaan. 'n Sprinkaan vreet alles wat hy kan bykom. En hy dink net aan nou en vandag. Hy maak nie bymekaar soos 'n mier nie. Sprinkaan is gulsig en halig. Vreet alles. Baie mense is ook so. As ons eerbied vir die Here het, met lus doen, van harte doen, dan sal ons meer soos mure funksioneer en minder soos sprinkaan. Ons moet ook almal wat vir ons werk billik behandel. Hy sê vir die eienaars, julle moet julle slawe billik behandel. Moet hulle nie dreig nie. En dis hoe ons ook mense wat vir ons werk moet behandel. Paulus skryf, die Here sal elkeen beloon wat iets goeds gedoen het. Dit is in die hande van die Here om mense te beloon. Partykeer voel 'n mens, jy werk so hard, maar jy kry so min daarvoor. Dit laat jou maar opstandig voel. Maar die Here weet wat jy doen. Hy sien raak wat jy doen. En op sy manier sorg hy vir jou en beloon hy vir jou. En die Here is almal se Here. Hy is die eienaar se Here, ook die slawe se Here, die werkgewers en die werknemers se Here. Hy is die regters en ook die aangeklaagdes se Here. En God trek niemand voor. God het nie wit broodjies nie. Partykeer voel dit vir ons asof ons die Here se wit broodjies is, omdat hy ons so seën en omdat hy so goed is vir ons en ons is dankbaar daarvoor. Maar dit voel maar net so. Die feit van die saak is, God het nie wit broodjies nie. Hy trek nie iemand voor nie. Hy behandel almal gelykwaardig. So moet ons ook teenoor almal optree. So vanoggend het ons so 'n bietjie arbeidsetiek bespreek. So het veral gekyk na die regstelsel en wat Josafat gedoen het om 'n orde in die samelewing te bewerkstellig. Maar ons het ook gekyk na die manier waarop ons moet werk, met ons gesindheid en ons ingesteldheid waarmee ons moet werk. En die kern van dit alles kom neer op eerbied vir die Here. Doen wat jy doen, na die beste van jou vermoë, met jou hele hart, uit eerbied vir die Here, asof jy dit vir die Here doen, en nie vir mense. Amen. Kom ons bid saam. Hemelvader, wanneer ons kyk na die riglyne in u woord, selfs riglyne wat al duisende jare oud is, dan sien ons die wysheid daarin raak. Dan sien ons die waarde en die betekenis daarvan. En dan besef ons, Here, dat daar so baie dinge in ons samelewings vandag is wat skeefloop en wat verkeerd gaan, juis omdat hierdie riglyne nie geëer en gehoorsaam en gerespekteer word nie. Kom dankie daarom, Vader, vir elkeen hier in ons land wat uit eerbied vir u onpartydig en regverdig optree. Vir elkeen wat met lus, heel hartig en met ywer pligsgetrou is en doen wat hulle veronderstel is om te doen.
tot eer van U naam en tot uitbreiding van U koninkryk. Ons dankie vir elkeen wat besef hoe belangrik dit is om eerbied vir U te hê en om dit te gebruik as 'n motivering vir alles wat hulle doen. Vader, nou kom bid ons vandag spesiaal vir almal wat in die regstelsel werk. Veral die regters, aanklaers, prokureurs, advokate, al hulle klerke en al hulle sekretaresses en almal wat deel vorm van ons land se regstelsel en van die wêreld se regstelsel. So bid Vader dat hulle elkeen sal besef hoe belangrik hierdie riglyne is en dat hulle daarin getrou sal wees. Vader, ons bid vir elke jong mens en kind wat besig is met toetse en eksamens by die skool. Weet dat ons nie altyd lus is om te leer nie en daarom bid ons vir daardie lus, vir daardie ywer, vir daardie fliksheid, daardie entoesiasme wat nodig is, sodat hulle sal besef, Here, hulle doen ook hulle huiswerk en hulle leerwerk nie vir mense nie, maar vir U. En dat hulle dit uit eerbied vir U heelhartig sal doen. Here, so bid ons ook vir elkeen wat in 'n werksituasie is, waar werkgewers is wat hulle misbruik, wat hulle gesag misbruik en wat nie volgens die reg en die orde optree nie. Ons bid vir daardie werkgewers en ons vra, Here, dat hulle tot bekering en insig sal kom en sal besef hoe belangrik dit is wat hulle doen en hoe dat mense se lewens daardeur geraak word. Dan bid ons ook vir al die werknemers, waar hulle ook al mag wees, wat hulle ook al mag doen, dat hulle ook dit wat hulle doen van harte sal doen, asof hulle dit vir U doen en nie vir mense nie. Vader, so kom bid ons dan ook vir elkeen wat siek is en bedroef is, wat eensaam is, wat arm is en wat swaar kry finansiëel. Ons bid vir werksgeleenthede vir wie dit nodig het. Ons vra dat U sal voorsien soos net U alleen kan. Ons bid ook vir vanaand se kerkraadsvergadering. Ons vra dat U vir ons wysheid sal gee om U wil te soek en te gehoorsaam. En ons bid ook, Vader, vir al die projekte waarmee ons besig is, dat U dit ook sal seën, en dat U genade vir ons genoeg sal wees. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Jy het nou geleentheid om vir die Here dankie te sê met die dankoffers. Ja, 486.